Goeiedag weer 'n keer. Ja, ek praat verder oor Chanukka en of Kersfees, die lig van die wêreldfees op 25 Desember. Ja, hierdie keer gaan ek so 'n bietjie oor die datum ook praat. Is dit reg dat ek sê Chanukka, Kersfees op 25 Desember? Was Chanukka op 25 Desember? Hoekom sê ek dit? En waar kom Kersfees se datum vandaan? Miskien het u al baie dinge gehoor oor Kersfees se datum en dit is dalk een van die groot kritieke oor Kersfees. Maar kom ons kyk uit die Bybel uit na hierdie probleem van ons. Die datum van Kersfees. Is Kersfees die datum van Jesus se geboorte? Is Kersfees gebaseer op heidense fees? Hierdie twee is twee baie belangrike vrae. Want dit kan beïnvloed oor hoe jy ek oor Kersfees voel. Kom ons kyk na hierdie drie belangrike datums. Die datum van die sonewending of die sonstilstand, die datum van die Chanukka-fees en die datum van Kersfees. Hierdie drie feeste, hierdie drie datums gaan baie belangrik wees in ons verstaan van Kersfees en die viering van Kersfees en die datum van Kersfees. So kom ons begin by die eerste een. Die sonewending of sonstilstand. Nou toe ek nou 'n bietjie begin lees het oor hierdie feeste en oor die datum van Kersfees, het ek op die woord solstis afgekom. Dit is die solstisfees wat hier rondom Desember gevier word, waar hierdie datum moontlik vandaan kom. Ek het nie mooi geweet wat solstis is nie. Ek het gedink solstis is sonewening. Nou, sonewening is solar equinox. Solar equinox is wanneer die dag en die nag ewe lank is. Sonewening. So dis gewoonlik in Maart en September, dan is die dag en die nag ewe lank en dit is so tussen die seisoene dan. Maar die sonstilstand of die solstice, dit vind plaas in die koudste en in die warmste dele van die jaar. So, hier rondom Junie en Desember. Ehm en die Romeine het hierdie solstisfees in Desember gevier. In hulle wêreld het hulle dit dan op 25 Desember gevier. Nou ja, die kalenders het al 'n bietjie geskuif en verander met die jare saam, maar vir ons is die solstis of die sonstilstand vir ons somer op 22 Desember en in die winter vir 21 Junie. Maar dit het maar met die jare so 'n bietjie rond beweeg. Maar die datum waarop die Romeine die solstis, die sonstilstandfees gevier het, was op 25 Desember. Goed. Dis die eerste feesdatum waarna ons kyk. Kom ons kyk na die datum van Chanukka. Nou in my tema in my voorblad het ek gesê Chanukka of Kersfees, die fees van die lig op 25 Desember. Was Chanukka op 25 Desember. Nou, wat is die ware datum van Chanukka? Chanukka is op 25 Kislev. Maar wanneer is 25 Kislev? Dis tog nie 'n maand wat ons ken nie. Dit is 'n Joodse maand. En die Joodse kalender is 'n maankalender of soos die Engelse sê 'n lunar kalender. 'n Maankalender. Nou ja, dis soos met die datum van Paasfees. Julle weet mos, Paasfees is nooit op dieselfde datum nie. Partykeer aan die einde van Maart, dan April, dan partykeer tot aan die einde van April. Want dit kan 'n hele maand lank rondskuif omdat die maankalender en ons huidige kalender nie presies ooreenkom nie en ons moet altyd aanpassings maak. So Chanukka se eintlike datum is 25 Kislev wat normaalweg hier rondom Desember kom. So 25 Kislev. So in leuke terme kan ek sê
Die datum van Chanukka is 25 Desember. Is dit die waarheid? Interessant. As ons 'n bietjie terugkyk na die kalender, nou hierdie jaar is dit nou al vroeg in Desember uh wat hierdie Chanukka fees gevier word hier rondom 16 Desember het hulle al begin met Chanukka feesvieringe. Uh maar in 2016 was Chanukka se datum 24 Desember. En in 2024 was Chanukka se fees volgens ons huidige kalender op 25 Desember. So verlede jaar 2024 was 25 Kislev presies 25 Desember gewees. So in 'n sekere sin is ek dan korrek as ek sê Chanukka, die fees van die ligte wat gevier word op 25 Desember. Interessant, ek het dit ook op ander plekke raak gelees dat mense hierdie ooreenkoms gesien het. En dan nou die datum van Kersfees. Waar kom die datum van Kersfees vandaan? Is Jesus 25 Desember gebore? Is dit moontlik dat hy 25 Desember gebore kon word? Wat lees ons daar in Lukas? Wie daar op die heuwels rondom Bethlehem bymekaar gekom en vir wie die engele gesing en wie kom kyk na Jesus daar in die krib? Die wagters met hulle skape op die heuwels. Sou hulle dit gedoen het op 25 Desember? Onthou, noordelike halfrond, winter. Dis die middel van die winter. Nee, hulle sou nie. So Jesus is nie op 25 Desember gebore nie. Maar gaan dit net oor die geboorte van Jesus of gaan dit ook oor die feit dat Jesus die lig vir die wêreld is wat gekom het en wat ons vier? So my vraag is, hoekom vier ons dan Kersfees op 25 Desember? Vier ons dit omdat daar 'n Romeinse heidense fees, die solstisfees op 25 Desember was? Of vier ons dit dalk omdat Hanukka op 25 Desember, so met 'n sterretjie, op 25 Desember gevier word? Ek wonder. Ek wonder net, dis net vir my baie interessant. Ek het probeer nalees en daar word baie plekke beweer dat dit 25 Desember is omdat die Romeinse fees van die solstisfees daardie tyd was, daardie datum was en dat hulle dan die Christene gelei het, gedwing het om dit daardie tyd te vier. Maar daar word gesê, daar word beweer, daar word gereken. Nêrens kon ek met sekerheid dit lees dat dit die rede is hoekom ons daardie fees op daardie datum vier nie. Maar onthou, as Jesus en ander gelowiges en ander Christene Hanukkah gevier het, dit kon ook 'n maklike datum gewees het waarop dit dan Jesus as die lig van die wêreld gevier het, wat dan die fees van sy geboorte geword het. So daar is nie so groot sekerheid volgens my dat Kersfees gevier word omdat dit 'n omdat dit 'n Joodse fees is of omdat dit 'n heidense feesdatum is wat ons navolg nie. So dit is vir my nogal belangrik. Maar ek wil eintlik 'n volgende vraag vra en dit is vir my meer belangrik. Mag mens 'n heidense fees herskep en 'n Christenfees daarvan maak? Nou maar wat ek eintlik wil sê. Indien ons dan 'n Joodse fees vier, mag ons dit 'n Christenfees maak. Indien dit 'n datum is van 'n heidense fees, mag ons daardie heidense fees nuwe inhoud gee en sê ons vier op hierdie dag Christus as die lig van die wêreld. En julle weet wat beteken daardie solstis datum, die datum wat die langste nag en die kortste dag is en aan die ander kant om. Dis net soos met die nuwe maanfeeste in die Bybel.
Dis op die donkerste tyd wat die lig na vore kom. En dis presies op daardie datum wat ons dan Kersfees vier. Op die donkerste, kortste dag van die jaar in die noordelike halfrond waar die son weer na vore kom. En dis die lig wat nou weer meer en meer word. So op daardie dag wat die son begin wen en die lig weer begin skyn, vier ons Jesus Christus as die lig van die wêreld. En dan pas dit presies 100% in by Chanukka, want dit is presies wat Chanukka vier. Chanukka, die fees van die ligte. Met die toewyding van die tempel het hulle daar die menorah aangesteek en daardie lig van God moes dan weer skyn. En interessant, die Jode plaas hulle menorah lampstander in die vensters sodat ander mense die lig kan sien met Chanukka fees. Ja, ek dink as ons daardie konsep onthou, in gedagte hou, dan maak dit al meer sin dat ons wel hierdie datum kan gebruik. Maar is dit net ek wat as mens so redeneer? Kom ons kyk 'n bietjie wat dit in die Bybel gebeur. Is daar 'n voorbeeld van iemand anderste wat so iets gedoen het? Wat het Paulus in Athene gedoen? Onthou, Paulus het daar rondgeloop en hy het al hierdie afgode gesien en al hierdie tempels gesien en al hierdie goed gesien. Hy het vir die mense van Athene gesê: "O, julle is daar baie godsdienstig." En wat het hy gesê? Hy het gesê: "Daar is ook 'n altaar vir 'n onbekende God." So julle dien 'n onbekende God, want julle besef daar's 'n God wat julle nog nie ken nie. Julle moet hom beter leer ken. En Paulus gaan toe en hy sê daardie onbekende God, so hierdie heidense altaar wat julle het, gaan ek vul met Christelike waarde, met Christelike betekenis. En hy sê, hierdie onbekende God maak ek nou aan julle bekend. Dit is my ewige God, die Vader, die Almagtige en Jesus Christus sy seun. Was dit reg, aanvaarbaar dat Paulus 'n heidense altaar nuwe betekenis gee en dit so aan Christus wy? Ek dink nie ons kan sê dit was nie reg nie, want dit is opgeteken in die Bybel dat hy dit gedoen het tot eer van die Here God. En weet julle, daar's nou die dag aan Stefan Joubert ook gevra oor Kersfees. Toe sê hy maar as ons 'n fees tot eer van die Here wil vier, die Here Jesus Christus, hoekom kan ons nie? En ons het nou hierdie datum, kom ons maak dit dan 'n fees tot eer van die Here Jesus Christus. Dit is wat belangrik is. So Paulus het 'n heidense altaar nuwe betekenis gegee om dit aan die Here Jesus Christus te wy, die lig van die wêreld. Kom ons lees dit in Handelinge 17. Handelinge 17 van vers 22 tot 28. Dit is 'n langerige stuk, maar baie interessant om te sien hoe Paulus dan daar uh, by die Areopagus in Athene rondgeloop het en met die mense gepraat het. Handelinge 17 van vers 22 tot 28. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Want toe ek deur die stad gestap het en noukeurig gekyk het na julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskryf staan: aan 'n onbekende God. Wat julle dan onwetend aanbid, verkondig ek aan julle, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy word ook nie deur menslike hande bedien nie, asof hy aan iets behoefte het nie. Dit is hy wat aan almal lewe en asem gee. Ja, alles gee. Hy het een mens het hy al die nasies en die mensdom gemaak en die hele aarde bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye en grense gegee
ehm hy het vir hulle vasgestelde tye en grense van hulle woongebiede bepaal sodat hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangesien hy nie ver van ons af is nie. Want deur hom leef ons, beweeg ons, bestaan ons, so sommige van julle digters ook inderdaad gesê het. So Paulus het hier twee interessante dinge gedoen. Hy het hierdie heidense altaar vir die onbekende God gevul met die kennis, die inhoud van die lewende God. En hy het selfs een van hulle heidense gedigte aangehaal wat gesê het want deur hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Hy sê so sommige van julle digters dit inderdaad gesê het. Ja, so Paulus het op twee vlakke hierdie heidense fees, die heidense God, die heidense altaar nuwe lewe en betekenis gegee om dit aan ons Here Jesus God te wy. So, daarom voel ek dat indien Kersfees dan wel op die datum van die heidense fees geskoei is, maar juis op die dag wat die nuwe lig begin, dan kan ons mos as Christene sê, maar ons ken daardie lig. Ons vier daardie lig. Dit is ons Here en ons God. Ek wil begin afsluit. My beoordeling van Kersfees. My beoordeling van Kersfees is nie dat ons Kersfees vier nie, maar hoe ons Kersfees vier. Wat ons onderskei van enige heidense feesganger. Wat onderskei ons? Wat maak Kersfees vir ons 'n fees toegewy aan die Here God, aan die ware God, aan die Here Jesus Christus? Die feit dat ons dit vier? Nee, maar hoe ons dit vier, die inhoud wat ons gee aan hierdie fees. So dit is nie dat ons Kersfees vier wat belangrik is nie, maar hoe ons Kersfees vier. En dit onderskei ons van mense wat op 'n heidense manier Kersfees vier. Ja, as mense dan net op 'n heidense manier dit vier, stem ek ook nie met Kersfees saam nie. Maar as jy soos met Chanukka die lig van die wêreld in Kersfees inbring, hierdie fees van jou, of dit dan 'n Joodse fees of 'n heidense fees is, aan Jesus Christus wy, dan dink ek sal die Here God vrede wees met jou Kersfees. Sluit af. Hoe vier jy Kersfees? Onthou jy van jou kindertyd se Kersfeeste? Wat onthou jy van Kersfees in jou kindertyd? Net al die geskenke en al die partytjie en die eetery en alles? Dan was jou Kersfees eintlik maar 'n heidense fees gewees. Wat onthou jou kinders van Kersfees? En dis 'n moeilike vraag ook vir my. En ek is nie altyd so seker dat my kinders en my kleinkinders in die eerste plek aan Jesus Christus die lig van die wêreld dink as hulle aan Kersfees dink nie. En ek dink dit is ons probleem. Dat ons nie die lig van Kersfees terugsit. Hierdie fees wat ons op 25 Desember vier nie. Mag die Here ons lei dat ons Kersfees vier as die fees van die ligte, fees van toewyding om onsself aan Christus toe te wy en nuut te begin. Seën vir jou in hierdie dae. Mag jy regtig die vrede van die Here so ervaar.